Goeiedag en welkom by die nuustafel. In vandag se bulletin, ons kyk na die nuutste COVID-19 statistieke. Ramaphosa kondig aan, jy gaan nou by jou huis getoets word. En dan praat ons oor landbouers se rondbeweeg en hulle verantwoordelikheid in die landbouindustrie. En laastens sluit ons af met 'n video op 'n ligter lyn. Die nuutste COVID-19 syfers soos op 31 Maart 2020 is as volg. 1353 gevalle is positief getoets en dit was uit 41.072 toetse wat gedoen is. Daar is tans 5 sterftes as gevolg van die COVID-19 siekte. Gauteng se syfers is die hoogste op 633. President Ramaphosa het maandag aan 30 Maart 2020 'n staatsbeplande huis-tot-huis toetsprogram aangekondig. Dit sal deur ongeveer 10.000 veldwerkers gedoen word waar hulle individue by hulle huise sal toets vir die COVID-19 siekte. Let wel dat hulle nie nodig het om binne in jou huis dit te doen nie, dit kan buite gedoen word. Hierdie metode van toets sal geskied deur middel van toetsstokkies wat resultate binne minute kan gee. Ons het die sommetjie gemaak dat indien elke veldwerker 20 mense per dag kan toets, sal daar ongeveer 200.000 mense per dag deur hierdie toetsprogram kan gaan. Om kansvatters en misdaad te bekamp, word u aangemoedig dat die veldwerkers hulle self baie deeglik moet identifiseer. Hulle moet 'n ID-naamplaatjie hê, dieselfde T-hemde dra, hulle RSA ID-dokument aan hulle het en hulle moet deur 'n polisieman vergesel word. Kontak jou bure en laat weet hulle jy stap uit wanneer die veldwerkers by jou plek aanklop. Ons sal probeer om meer uit te vind hieroor en aan u verder mee te deel. In maandag aan sy toespraak deur president Ramaphosa het hy 'n paar aspekte beklemtoon. Een was dat die voedselprodusente in dieselfde lig bedank is as die mediese en veiligheidspersoneel. Hierdie 3 sektore se mense word blootgestel aan die interaksie met mense en plaas hulle self in groot risiko aangesien hulle meer moet rondbeweeg om te verseker dat die COVID-19 krisis nie sal vererger in ons land nie. Maar dinge loop nie altyd glad op grondvlak nie. Dit wil voorkom asof polisie en weermagpersoneel nie altyd bewus is van die maatreëls wat ook vir die noodsaaklike dienste soos landbou geld nie. Ons het vir meneer Benny van Sail van TLISA gevra wat hulle doen om die haakplekke uit te sorteer om te verseker dat die voedselproduksieproses kan voortgaan van die plaas tot by die mark en sodoende stabiliteit in ons land verseker. Ons in Suid-Afrika moes te wagte gewees het dat wanneer daar so ingrypende verandering in 'n land se samestelling gedoen word soos hierdie inperking van 'n hele land en al sy mense, dat daar noodwendig sekere haakplekke en struikelblokke na vore sou kom. En ek dink dit is belangrik dat ons moet besef dat hierdie is nie 'n eenvoudige situasie nie en hy het baie uitdagings. Maar daar's 3 aspekte wat ek dink ons vandag moet beklemtoon wat moet die rol speel om te stabiliseer. Ons dink hier spesifiek aan landbou eerste, om seker te maak daar's kos op die tafel en dan ook ons veiligheidsdienste en baie belangrik ook uit die aard van die saak, almal belangrik, maar dan ook die gesondheidsdienste en so ook elke ander noodsaaklike diens wat verrig word. Ons kan byvoorbeeld dink ook aan daardie mense wat die kos moet vervoer, lang afstande, lang ure en vragmotors van invoerpunte af tot daar by die winkels waar ons dit moet koop. En ek dink dit is belangrik dat ons moet besef dat in so 'n proses sou daar sekere hakplekke plaasgevind het wat dan ook uit die aard van die saak gebeur het. En TLI Suid-Afrika is dankbaar dat ons ook op die taakspan van die minister van Landbou kan sit en dien, dat dit 'n geleentheid is waar ons ook insette kon invoer en ons het oop kanale waar ons agterkom dat wanneer ons insette daar gee, dat daar wel aan dit gewerk word en binne die raamwerk van die regulasies dan wel na oplossings gestreef word. Ek dink landbou in al sy fasette en ons moet elke aspek daarvan insluit, van die insetkant af, die vervoer van hierdie aspekte, die verspreiding van noodsaaklike produkte wat 'n boer nodig het om te kan produseer, sy produksieproses, daarmee saam die verwerking en dan ook die verspreiding van kos, is als deel van hierdie noodsaaklike
proses van landbou en hy is uitgesluit as 'n noodsaaklike diens in hierdie regulasies. En daarom moet ons besef dat ons as boere moet kan voortgaan met ons produksieproses. Dit is ongelukkig sodat daar in sekere plekke interpretasie en eie afleidings van die regulasies gemaak is wat sekere spanning veroorsaak. Die regulasies is duidelik dat 'n boer 'n skrywe moet hê wat hy vir sy werkers gee, wat hulle dan ook mee kan rondbeweeg in belang van landbou. Hierdie is nie 'n vrypas om te gaan kuier en rond te gaan nie. Dit is net om landbouproduksie te verseker. Enige iemand kan in elk geval dorp toe gaan om sy kos te gaan koop. Maar ons as landbou en die veiligheidsdienste en die gesondheidsdienspersoneel is almal mense wat hulle self op risiko stel om groter blootstelling te kry vir die moontlikheid van kontaminasie van hierdie virus. En daarom is dit eintlik sodat 'n landbouer nie onnodig sal wil gaan rondbeweeg nie. So ons sê weer, ons bevestig dit, 'n landbouer kan sy werk gaan doen as hy die permit het, wat soos in die regulasies gestipuleer is, op 'n briefhoof van die werkgewer, met dan die werkgewer se kontakbesonderhede, sy volle naam en kontaknommer en sy ID-nommer, en dan ook die persoon wat die draer van die brief is, sy naam van en ID-nommer, en hy moet geteken wees. Maar dan baie belangrik, en ek dink landbou staan daarby, en ons moet alles in ons vermoë doen om daardie kriteria toe te pas, en dit is om die higiënemaatreëls toe te pas, daai afstand behou, die hele kwessie van gesondheid, higiëne, was die hande. Ons moet ons arbeid begelei deur hierdie proses, dat hulle presies verstaan wat's besig om te gebeur en seker maak dat ons nie onnodig mense die geleentheid gee vir blootstelling aan hierdie virus nie. En ek dink dit is waar landbou se groot taak is om daardie higiënemaatreël rol toe te pas in die proses van sy produksieproses. En ek dink dit moet ons vir mekaar sê, dat dit is baie belangrik, dat ons werklik waar moet voortgaan met ons produksieproses. En ons hoop regtig dat die effens hakplekke wat hier en daar by 'n padblokkade nog is, dat dit uitgeklaar sal word. Ons het deur die taakgroep, het ons ook hierdie probleme wat ons gehad het, vir die minister deurgegee, en ons het klaar terugvoer gekry dat dit ernstig aangespreek word, dan binne in die NCC, die National Command Center, die oorlogskamer van president Ramaphosa, waar die finale besluite geneem word. En daar is direkte toegang deur die taakgroep tot daar, om seker te maak dat ons wel die uitkoms kry van 'n gelyke en 'n gebalanseerde omgewing, waar ons met die minst moontlike geleentheid vir kontaminasie steeds ons produksieproses kan doen. En ek dink dit is belangrik dat ons dit moet besef. Kom ons stap die pad met verantwoordelikheid. Daar buitekant brand die vure, en ons as boere het 'n verantwoordelikheid om te kyk in hoe mate kan ons help stabiliseer, want as daar nie meer kos op die tafel is nie, dan gaan ons groot probleme hê. TLI Suid-Afrika se uitgangspunt, en dit is ook die boodskap wat ons indra in die taakgroep, is dat die normale landbouproses moet voortgaan so na as moontlik soos altyd, met die byvoeging van die maksimum higiënemaatreëls. Dit is die bekende markte, dit is die manier van hoe die produkte altyd versprei en verwerk was, en as ons daarvan gaan uitbreek, en nou in hierdie krisistyd skielik ander noodmaatreëls daar wil stel, dan gaan ons uit die aard van die saak seker verwarring veroorsaak, en ons gaan probleme kry. So ons pleidooi is, kom ons maak landbou so effektief en vaartblind as moontlik. En dit was die minister se versoek ook in die begin. Help my om landbou te laat leef, sodat ons kos op die tafels kan hê. Maar kom ons doen dit gesond. Baie dankie. Soos meneer Benny van Sail, die hoofbestuurder van TLI SA, ook inderdaad hier genoem het, is dit belangrik om te moet besef dat die landbousektor saam met ander noodsaaklike funksies vrygestel is van die regulasies, maar wel onderhewig aan die voldoening van die bewegingsdokument se vereistes en die toepassing van die higiënemaatreëls in die voedselproduksieproses. Kontak gerus vir TLI indien jy meer inligting verlang hieroor. Ten slotte vra ons boere baie mooi om hulle kant skoon te hou wanneer dit kom by hulle werkers. Kyk mooi na jou werkers en snoer so die monde van hulle wat uit magsposisies met mediaverklaringe die verhouding van die boer en sy werker wil versteur. Daar is duidelik politieke agendas hier agter. Ons sluit af op 'n ligter noot. Hier is 'n video van Rian van Wyk wat vir ons 'n idee gee wat om te maak as jy nie mag uitgaan uit jou plek nie. Sy plan gaan jou fiks maak en help om van die oortollige spasies om die maag ontslae te raak. Maar luister wat sê Rian, wanneer moet jy ophou? Doen dit tot hy genoeg gehad het, of tot jy nie meer kan nie. O ja, en kyk maar uit vir fopnuus en stop dit sommer net daar by jou. Van hierdie kant af,
Kyk mooi na jouself en jou mense. Kom gereeld op jou knieë en roep hom aan in die dag van nood. Groetnis.